Hy is my redder, hy is my koning. Hy is die lig wat altyd skyn. Jesus leef en ek leef saam met hom. Hy is my vreugde, hy is my lied. In die stilte van die oggend hoor die Here my gebed en hy fluister. Kom ek roep jou nader na my. U hou my vas en vul my hart. Elke traan word deur u gedra. Elke wond word deur u geheg. U genade is my anker. U trou hou my vas. Heilig, heilig is u naam. Majesteit op die troon. U bloed het my kom red. U liefde is vir ewig. Heilig, heilig, heilig is u naam. Majesteit op die troon. U bloed het my kom red. U liefde is vir ewig. Heilig, heilig is u naam. Geen ketting hou my langer vas nie. Geen donker kan my meer oorval. Want Jesus leef binne in my en hy gee my nuwe krag. O, hy sit vuur in my hart. Laat my dans, laat my lag, laat my lewe weer start. Jesus, hy maak my lewe nuut. Die liefde brand soos 'n vlam in my bloed. Heilig, heilig is u naam. Majesteit op die troon. Die bloed het my kom red. Die liefde is vir ewig. Heilig, heilig, heilig is u naam. Majesteit op die troon. Die bloed het my kom red. Die liefde is vir ewig. Heilig, heilig is u naam. En prys die Here, goeienaand almal, welkom vanaand hier so by Kom Saam waar ons gaan getuig. So, voel vry, voel deel van die program. Almal wat se name ek kan sien, sal ek groet. Almal wat se name ek nou nie sien nie. Welkom aan julle, wees deel, man. Dankie dat julle vanaand tyd gemaak het om tyd uit te koop om te kon luister na die getuienis. So ja, daar's 'n meeting vanaand hierso, so dis hoekom ek hier binne is. Prys die Here, maar kom ons begin die aand eers met 'n gebed. Hemelvader, ons kan net vanaand voor U almag wees. Here, ons kan net jubel, ons kan juig, ons kan dankie sê vir die grootheid, vir die magtigheid, vir die heerlikheid van U. Dankie Here dat U God is, dankie dat U daar is vir ons. Dankie Here dat ons vanaand ook die tyd kan uitkoop en ook tyd kan maak om te kan getuig. Here, seën ons getuienis vanaand. Laat dit wees by die wat dit moet hoor, Here, laat dit uitkom by hulle, laat hulle dit hoor en Here, ek bid so, Here, dat hierdie getuienis 'n impak in mense se lewens kan hê, soos wat dit 'n impak in my lewe het. Sodat hulle 'n verhouding met U kan hê en kan weet, ons God lewe, ons God is vir ons God is saam met ons. En Here, seën elke een in Jesus naam. Seën elke een wat hierna luister en nog gaan luister in Jesus naam. En Here, wees ook vanaand so saam met ons. Dankie vir Jesus wat vir ons aan die kruis gesterf het, opgestaan het uit die doodheid, opgevaar het na U. En Here Vader, dankie vanaand dat ons kan jubel en kan juig in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen en amen.
Daar sien ek Elise kom in. Elise, goeienaand, goed en jy? Welkom jy vanaand hier so by Kom Saam Voel Vryvoet, deel van die program. Prys die Here. Ek hoop jy kan my hoor. Wag nou vir Louise om in te kom. Maar kom ons gaan so lank aan. Ons speel so ons volgende song terwyl ons nog wag vir ander om in te skakel. So prys die Here. Daar kom Eddie ook in. Goeienaand Eddie, goed en jy? Welkom jy vanaand hier by Kom Saam Voel Vryvoet, deel van die program. Prys die Here, halleluja, amen. Kom ons speel hierdie song. My hart loop oor van blydskap. My siel maak groot die Heer. Amen. My mond sing nou 'n loflied. Prys die Here. My lewe bring hom eer. Hi Eddie. Sê net my of jy my kan hoor. Jesus is my vaste rots, Prys die Here. op hom sal ek vertrou. Amen. Daarom sal ek hom verhoor. Sy liefde oorvertel. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, bring hom eer. In my wandel en al my weer. Wil ek hom loof en prys, want ek is sy kind. Ja, koning se kind, net in hom wil ek bly. Daar's Louisa nou. En sy woord ook in my. Dan sal ek vra net wat ek wil en dit verkry. Prys die Here. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, bring hom eer. Prys die Here. Ek het U lief, Here Jesus, elke oomblik, elke dag. U is vir my die lewe Prys die Here. en die waarheid en die weg. U is die bron van my vreugde, die tema van my liefdeslied. Halleluja. Ek het U lief, Heer Jesus. O, ek het verkeerde U kant maak my uit. hele lewe nuut. Daar is hy, nou voel hy beter. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, bring hom eer. In my wandel en in al my weer. Wil ek hom loof en prys. Halleluja, loof die Heer. Halleluja, bring hom eer. Prys die Here. Amen. Glory, halleluja. Prys die Here. Ek sien daar's nog 8 minute hoor. Okay, ek probeer net sit. Okay, ek het gesien Louisa het opkom. Sy sê die klank is baie goed.
Goeienaand aan almal, sê sy. Welkom Louisa, welkom jy vanaand hier so by Kom Saam Voel Vry, voel deel van die programme en prys die Here. En halleluja. Amen. Gloria, halleluja. Halleluja. Ja. So ek dink ek gaan hierso stop. Gaan ek begin getuig. Dat ek net hierdie foon ook reg kry. Dis vir die mense wat my vra, asseblief stuur vir ons op WhatsApp. Hulle luister terwyl hulle werk en goed. Ek weet nie hoe doen hulle dit nie, maar dit is goed. Maar prys die Here. Ek wil net die WhatsApp. Goeienaand aan almal hierso op die WhatsApp ook. Dis die getuienis van Dewald met alles. En ja, welkom vanaand julle ook hierso. Hier waar ek nou verder gaan getuig, ons gaan net so 'n bietjie. Daar's Shirley ook op. Goeienaand Shirley. Shirley, goeienaand. Welkom. Jy vanaand hier so by Kom Saam Voel Vry, deel van die program. Welkom aan almal wat se name ek nou sien en almal wat ek se name ek nou nie sien nie. Welkom julle ook. Prys die Here. Welkom as ek net in park ook. Want ek sê vir jou welkom. Prys die Here. Halleluja. So ek wil net hierdie val oopmaak en daar sê. Nou laasweek het ek vir julle gesê, ek het begin bid en ek gesê, die Here, ek wil graag afgaan na die Mighty Men Conference toe. Vir my was dit spesifiek 2008 kon ek nie daar gewees het nie. Dit was 'n jaar wat ek my hart vir die Here gegee het. Ek het geweet van die Mighty 2009 was dit 'n begeerte gewees in my hart om dit te weet. En jy weet, en toe begin ek nou bid en ek sê, Here, daar gaan 120,000 manne wees. Elkeen het 2 hande. Here, as hulle net elke een hulle hande in die lug in opsteek. Hallo Markie, goed en jy, welkom jy vanaand hier by Kom Saam Voel Vry, goed deel van die program. En ek sê, Here, as elkeen net hulle hande opsteek, is dit 240,000 hande wat in die lug is. En dit in die teenwoordigheid van my God. Wow. Goeienaand Des, goed en jy, welkom jy ook vanaand hier so by Kom Saam Voel Vry, goed deel van die program. Prys die Here. En daai begeerte, daardie om in God se teenwoordigheid te wees, om te weet dit gaan 'n hemelse ding wees. En ek wil graag deel wees daarvan. So ja, ek het die Here beginne vra, Here, ek wil deel en ek wil deel wees van hierdie manne wat gaan saamtrek en vir my gaan dit lekker wees, want dit is 'n verheerliking van die aarde af om God te loop en prys, en ek kan deel wees daarvan. So ja, en prys die Here, en so het ek begin bid vir hierdie, Here asseblief, ek wil gaan, ek het hierdie begeerte om daar te wees, ek wil in God se lig wandel, ek wil in God se teenwoordigheid, ek weet dit gaan huge wees, ek weet dit gaan hemel op aarde wees, en daai begeerte brand so in die binneste van my, om te sê, Here, ek is daar, ek wil daar wees. En so ja, en nou begin ek bid, en ek sê, Here, asseblief. En ek bid nog verder, en ek sê, Here, selfs as daardie 120,000 man, hulle knieë gaan buig. Wow, wil ek deel wees daarvan. Ek wil deel wees daarvan. Ek wil deel wees van 120,000 manne wat in een aand, in 1 uur voor die Here op hulle knieë gesak het. En ek begin bid, ja, en die branding word net al hoe groter. Die begeerte word al hoe sterker en dit word hier binne my. Ek weet nie, dit is soos iets wat mal hier binne my om te sê, jy moet gaan, jy moet deel wees, en ek wil deel wees, en dit hou net aan brand, en ek sê, Here, ek kan nie anders te nie, hierdie begeerte is te groot vir my, dit hou net hier binnekant in, die begeerte is nie, laat dit net binnekant my brand, dit kom van my hart af, man, ja, en laat dit als gaan gebeur, op die naweek daar by Oom Angus, en dit was die eerste keer ook wat ek gehoor het van Oom Angus in 2009, eerste keer wat ek ook gehoor het van sy plaas en goed, so ja, maar
nou sê ek ook in hierdie selfde stem wat ek nou bid, sê ek Here, maar die ander ding is, ek weet nie hoe gaan ek daar kom nie. ek wil deel wees, maar ek weet nie hoe gaan ek daar kom nie. Prys die Here vir daai woorde. En want ek het nou nie 'n kar nie, ek het my kar verloor toe ek so hard en moeilik was, toe die Here gesê hy roep my toe, sy Kasprus moeilik, en so ja, en ek het nie 'n tent nie, wat nog van 'n kar om af te ry, en ek ken niemand wat eers afgaan nie, ons het nie as die finansies om te sê ek gaan ekstra gelde hê nie, en dan die toegangsgelde was ook soos R100, ek het nie eens regtig R100 gehad nie, so vir my was dit 'n saak van onmoontlikheid. Hierdie saak was buite my beheer. Dit was 'n saak waarin dat ek gesê het, Here, ek sal maar oorstaan. Ek sal terugstaan. Al is die begeerte om saam met hulle daar te wees, maar ek weet nie hoe nie. Maar ek weet ek kan in hierdie gebed kan ek aanhou bid en ek kan die Here vra, soos wat Moses gesê het, Here, as ek guns in die oë het, dan vra ek U om my te help. Nou ja, en ek sê vir die Here, dit gaan nog steeds sy wil wees. Maar ek noem ook vir die Here, ek sal graag, ek vryf dit in hoor, ek sal graag daar wil wees, saam met soveel manne, ek kyk my hart brand om saam met soveel manne op die knieë en in die hande, en voor die almagtige God te kan wees, dit is hemels op aarde, maar ek hou aan bid, en ek sê, Here, asseblief, net U is God, net U kan 'n plan maak, as daar 'n plan is, en nou moet ek ook nou mooi bid, nou moet ek sê, Here, as U sê ek kan afgaan, dan moet U my afgee, want ek werk vir U. Kyk, God is my God, hy is die almagtige skepper, maar in my situasie, ek werk vir die Here ook. Ek werk nie vir 'n groep nie, ek werk ons lewe in geloof. Daar is geen garantie van 'n salarischeck of iets nie, sal vir 18 jaar so. So ek is afhanklik dat die Here my voorsien. So die Here moet vir my sê of dit alright is vir my om te kan gaan ook, en of dit nie alright is nie. Is dit okay, is dit nie okay nie? So as ek weet die Here sê is okay, dan weet ek die hand van die Here is voor my, die woord van die Here sê, hy sal voor my uitgaan, hy sal voor my terugkom. So ja, ek weet ek sal veilig wees, my huis sal veilig wees en alles. So ek sal dan kan gaan, maar as die Here sê nee, dan is dit ook alright, dan weet ek God het 'n rede daarvoor. Ons sal later die redes uitvind. Maar en dan sê ek ook in my gebed, dan sê ek, Here, ek weet nie hoe gaan ek daar kom nie. Ek is bereid om buite in die Mielielande te gaan slaap, want ek het gehoor die oom met lande daar so, of tussen die aardappels. Almal ken hom as 5 op Potatoes, so ek sal tussen sy aardappels ook kan slaap. Ek is bereid om dit te doen as ek nie 'n tent het nie. Ek sê veel geworried oor kos nie, want dit is Vrydag en Saterdag en Sondag. Ek weet Sondag kom ons terug. Ek sê ook vir die Here, ek is bereid om te vas staan. So ja, ek sê vir die Here, maar ek sal daar wil wees. Maar die probleem wat ek in die gesig staar is om daar te kom en terug te kom. En dit is my dit was, ek sal nie sê kopseer gewees nie, maar dit was iets wat in my pad gestaan het. So ek vra die Here om in te gryp, om te help, te voorsien, en dan ook vir my die weg oop te maak. En intussen is ek nog steeds besig, elke dag op die hoek, daar waar ek werk op die hoek van Ellendale en Kloorkop, want ek het daar gewerk van 9:00 die oggend tot 4:00 die middag, 5 dae 'n week,
En dan het ek die mense bedien, mense wat verby gegaan en mense wat daar verby geloop het en so aan. So ja, en terwyl ek daar so wagtend kan ek sê op die Here is, terwyl ek daar so nog in my in gebed is in een oggend, terwyl ek nog met die Here praat oor hierdie saak, en waar ek dit nog by die voete van die Here neerlê, en so dit is 'n sessie wat ek het met die Here waar ek ook in gebed was, en dan na my gebed, dan praat ek ook met die Here, want my verhouding is nie 'n one-way street nie. So my verhouding is so, ek kan van my hart af praat en ek kan met die Here praat en dan moet ek wag, tyd maak vir die Here om my terug te praat. So, en ek was nou net klaar met my gebed, nou is ek in hierdie sessie wat ek met die Here praat en met die Here ook praat, en in hierdie oggend was daar nou niemand gewees. Dit was vroeg in die week gewees, ek kan nie onthou dat dit Dinsdag of Maandag was nie, maar ek weet dit was vroeg in die week gewees. So ja, en daar het ook niemand verby gegaan nie, ek het pas die goed opgeslaan, ek het pas gebid, en nou gebruik ek die tyd om te bid en dan besig te kan wees in my gebed, want my gebed is baie belangrik, want my gebed is deel van my verhouding. My gebed is waar ek en God die hele tyd geconnect is, want onthou ek moet die hele dag in gebed bly. Die rede daarvoor is, al is daar iemand by my en of niemand by my nie, moet ek in gebed wees, want as iemand by my kom en hy sê vir my hy het gebed nodig, kan ek nie nou eers, ek moet klaar wees in gebed, en so ja, dis ook my kan houden deur die dag in gebed is. Al bid ek net myself, al praat ek net met die Here, dit is die rede hoekom ek met die Here moet geconnect wees die heel dag, en wanneer iemand kom, dan moet ek gereed wees. Nou, ek gebruik hierdie tyd, en ek is besig daar met die Here, maar, kyk nou net hierso, maar terwyl ek nog besig is met God, nog terwyl ek het baie keer het ek op die gras gaan sit onder 'n boom, en baie keer het ek gestaan, baie keer het ek geloop, so ek kan nie onthou of ek gesit of gestaan het nie, dit kan ek nie eens meer onthou nie, dit was nou in 2009 wat dit gebeur het, en ek was besig met die Here, maar ek het nooit die kar agter my in die straat gesien, wat tot stilstand gekom het nie. Ek het nooit die kar gesien wat gestop het nie. Nou, 'n kar is 'n motor. Ek het nooit die motor, en 'n motor is 'n voertuig. So ja, nou het ek die hele Afrikaanse deel uitgelê. So, ek gebruik 'n kar. So, ek het nooit die kar gesien wat agter my stil gehou het nie. En uit die kar het 'n vrou uitgeklim. En sy het op die dit was al net die helfte van die grond waar ek op gestaan, die helfte het gras gehad, die helfte was rooi grond gewees, so, maar die kant wat na die pad toe loop, was meer grond gewees, so sy moes op daardie grond geloop het, en die vrou is toch al mooi aangetrek, en as ek sê mooi, dan praat ek van netjies aangetrek, en mens kan sien, sy is op pad werk toe, en, of sy kom nou van die werk af, sy is op pad na 'n meeting toe, kom ek stel dit so eerder, en sy kom aangeloop daar na my toe, en op die einde van die dag, kan ek net sê, dat was 'n wonderlike kind van die Here, van God die Vader gewees. En die vrou kom toe, en sy stel haarself voor, ek het vanmiddag probeer dink wat sy naam ook, ek kan nie haar naam eers onthou nie, ek kan nie onthou nie, regtig, so ek kan nou nie vir julle sê, waarmee begin haar naam eers nie, so, en sy noem haar naam, en sy sê vir my, sy is daar van die wêreld van vereniging. Ek sê, okay, en sy sê, hulle bly daar by die Valdam, en dan reis sy elke dag die pad van daar af, Midrand toe, want onthou, ek staan op die Ellendale pad, die pad tussen Kempton en Ellendale, so, en sy werk in Midrand, maar hulle bly daai kant, en sy is nou tans, op pad werk toe, en sy is 'n bietjie vroeg, en toe sy my banner sien, en dit is toe sy wou verby ry, en sy sien my banner, en sy besluit toe, om daar by my te kom stop, op die hoek, die oggend,
En so nou het ek haar nou geleer ken. En soos al die ander wat daar stop by my, hulle almal vra vir my, luister, vertel my jou storie. Hoe het die Here jou gered? Waar het jy tot bekering gekom? Hoe lei God jou? So, en vir almal sê ek, my getuienis is te groot. So, ek kan net sekere gedeeltes met jou deel, want julle weet ook, my getuienis is te groot, want ons praat vir 'n uur en dan is die tyd om, ek het al 2 boeke al geskryf, wat ek al klaar getuig het, en ek is nog steeds besig by 2009. So ja, my getuienis is redelik groot. So, en ek begin al te vertel hoe die Here my gered en hoe ek tot bekering gekom, en hoe die Here God almagtig met my daar is, en dat die Here my op die hoek geplaas het. Ja, want hy is mos my werkgewer. So ek werk vir die Here, ek werk nie vir 'n groep nie. Ons is nie by 'n groep ingeskakel nie, ons is heel op ons eie. Die Here, onthou, die Here daai tyd vir my gesê, jy moet die kerk open, onthou julle, en hy het gesê, geregistreer die kerk. So, die Here het selfs die geld gegee vir die registrasie. Geld het ek al inbetaal, so ek het dit getuig. So ons is heel op ons eie. So, dis 'n kerk wat deur God gestig is, en nou werk ek vir hom, en as ek hier op die hoek is, en ek werk met mense, en ek praat met die mense, en ek vertel van Jesus Christus, wat gesterf het vir ons sonde, hoe hy opgestaan het, is die Here teenwoordig. Die Here self werk ook, daar waar teenwoordig is. Ek het dit al baie gesien, ek gaan nog getuig daaroor, en so ja, ek wil nie nou dinge vooruit hardloop nie, want ek wil bly by die getuienis, maar ek gaan nog getuig daaroor. En selfs hier op die hoek ook, daar's baie dinge, hoe ek die hand van die Here sien werk daarse, en hoe, wanneer ek bid vir die mense daarso wat gebeur het, en goed, ek gaan nog getuig daarvan. En God self is aan die werk op die hoek. So ja, onthou die Here daai tyd toe hy my op die hoek gesit het, hy het my gesê, dit gaan nie oor die hoek self nie, dit gaan oor die banner, wat ek opgesit het by die rouword, en as die rouword rooi is, wat daar op die banner staan, maar die mense se oë sien het, en daarop het staan daar, God is first, en net so onderkant, maar God is first, is in groot vet letters geskryf, en net onderkant dit staan daar, need Bible urgent, want ek het Bybels nodig vir, ons het al 35,000 Bybels gekry en so aan, en ek hardloop uit Bybels uit, en so ja, ons gee Bybels verniet weg. So, en sy vra vir my, ja, of ek vir haar sal bid. Ek sê, nee, dis nie 'n probleem nie, en Eddie, jy weet ook self, ek sê skam om te bid in 'n winkel nie, ek sê skam om te bid op die straat nie, ja, ek gee nie om waar ek is nie, ek is regtig nie skam nie, die Here my boldness gegee, en ek bid toe vir haar, en ek bid vir haar huisgesin, en ek bid vir haar kinders, en haar man, en haar man se besigheid, en ek bid vir haar veiligheid, en so aan, ek kan nie eens meer onthou vir wat ek als gebid daai dag nie, en toe ek nou klaar is, toe vra sy vir my of ek 'n selfoon het, en ek sê vir haar ja, en ek gee vir haar die nommer, maar ek het nie baie ag gegee op hierdie, kan ek sê, hierdie ontmoeting nie, of hoekom sy dit gevra het nie. Baie mense vra my, hoor, wat is jou nommer, waar is jy, wat se kerk is jy, of wat is jou adres, en so aan. Ek het vir baie mense my telefoonnommers gegee, ek het vir baie mense my adres gegee, ja, ek het dit gegee om 'n rede ek vir die Here werk, en wat die Here daarmee met hulle gaan doen, agterna is maar die besluit wat die Here doen. So ja, en ek antwoord, gee my selfoonnommer, en op die einde is sy daar terug in haar kar, en sy is daar weg, en dit was vergete, maar soos ek gesê het, ek nie ag gegee oor wat daar gebeur het nie. Luister nou mooi. En ek het nie geweet, die Here het daai afspraak gereël nie. Hoor nou wat ek wil sê.
dit was nie 'n menslike afspraak nie, dit was 'n goddelike afspraak. Sy was deur God gestuur na my toe. Julle gaan nog sien. En God en die Here self het dit gereël. En ek het nie geslaan daarop nie. En ek het gedink, daar was iemand wat verbygery het, die banner gesien het. Toe besluit het, luister, ek sien hier die banner, ek sien dis die persoon bid vir die Here, so kom ek gaan vra vir hom gebed. Dit was die gedagte wat ek gehad het. Maar, en ek het nie gedink, dit was 'n goddelike afspraak gewees nie. Kyk nou. Want gewoonlik almal wat daar gestop het, vra vir hulp, want almal het die Here nodig en almal vra vir gebed. So dit is deel van my werk elke dag. Maar die Here, luister nou wat sê ek vir jou. Maar die Here het heeltemal 'n ander plan gehad met hierdie ontmoeting. Met hierdie afspraak, waarvan ek nie bewus was nie. Ek het nie geweet wat God wil doen nie, of wat hy gaan doen nie. So, ek het dit nie raak gesien nie. Maar die Here het dit laat dit plaasvind. So, luister nou. Ek het eers later uitgevind, of later gesien, wow, Here, dis eintlik hoe dit alles in mekaar pas. Dit is nou hoe u die dinge van my gereël het. Kyk nou, daardie dag het ook gou, nadat die vrou verby is, het hy baie besig geraak. Daai dag was verskriklik besig. As ek so besig was, kan ek vir julle sê, my dag het dan gevlieg, en as my dag gevlieg het ek skoon vergeet van die vrou wat in die oggend daar by my was. Ek het skoon vergeet dat ek vir haar gebid het, en wat sy my gevra het. So, ek het skoon vergeet van haar, want my dag het te veel in die beweeg gekom. So, nog meer mense het gekom, nog meer mense het gevra vir gebed, nog meer mense het ek gelei na die Here toe. Party dae was dit tussen, as ek vir jou syfer moet noem, kan dit wees tussen 80 en na 100 mense wat ek 'n dag sien, wat daar by my gekom het. Ek het nie vir almal gebid nie, maar ek het vir meer as die helfte het ek gebid, en vir meer as die helfte het ek na die Here toe gelei. So ja, baie keer was dit baie minder gewees, en baie keer was dit baie meer gewees. So ja, daar was baie mense wat ek deur 'n dag daar gesien het. Ellendale is besig gewees. So ja, net om vir jou idee te gee, so ek was baie besig gewees. En, ek wil net hierso kyk. En my routine elke dag was om in die teenwoordigheid van die Here te wees, om gereed te wees, as daar iemand kom, dat ek hom net kan lei na die Here toe, of net vir hom kan bid. Ek is klaar in gebid, so ek is gereed. Ek wil net die werk van die Here voortsit, en laat die Gees my lei. So, dit is al wat ek wil doen. En nou my dag nog besig geraak, my dag is klaar verby, en nou moet ek oppak. Nou pak ek vinnig op. En ek vat die pad huis toe. Toe ek nou by die huis kom, noem ek aan Annetjie, luister hierso. Daar was vanoggend 'n vrou gewees wat daar gestop het, vir my gevra het vir gebed. Ek het vir haar gebid. Ek het ook vir haar, sy het ook aan my genoem staan, hulle bly daar by die Valdam. So, ek het nie 'n adres van haar nie, maar ek het nie haar telefoon, sy het my telefoon. En ek noem ook dat sy gevra het vir die gebed, en dat sy my telefoonnommer op die ou na weg het. En dan maar ek los dit toe, want, maar ek het ook vir Annetjie gesê, die vrou sê sy gebruik baie keer die Ellendale pad, die pad waarop ek werk. En kyk nou hierso. En so het ek het gelos. Ek verbeel my, dit was 'n maandag gewees. En nou
dit wat ek jou nou gaan vertel, moet of 'n Woensdag aand gewees het van dieselfde week of die Donderdag aand. Net 'n paar dae later, een aand, ongeveer hier so 7:30. Dis dieselfde tyd as nou. As almal gewonder toe laat dit nou is 7:30. Okay, dieselfde tyd as nou. Kry ek 'n oproep. Nou die telefoon lei en daar verskyn 'n nommer op die selfoon maar ek ken nie die telefoonnommer nie. So vir my is dit 'n vreemde nommer. So maar ek weet ek gee my telefoonnommer uit vir baie mense. Maar ek antwoord wel met 'n stem van baie keer sal ek sê ja, dan klink ek ongeskik. Louisa min baie keer my daaroor. Baie keer sal ek sê hallo, baie keer sal ek sê wat wil jy? Maar hierdie keer het ek gesê hallo met daai stem, jy weet. Dan wys ek nou 'n bietjie meer maniere. En aan die ander kant van die foon is 'n man se stem. Nou ek ken die man van geen kant af. Nog nooit met die man te doen gehad nie. Toe ek hoor dit is 'n man se stem, nou moet ek mooi luister. Terwyl hy met my praat, waar pas hy in, hoe ken ek hom, wie is hy? Jy weet, ek vra hom nie maar al die dinge hardloop deur my gedagtes. So ek moet nou hier by myself nou uitspartel met wie praat ek. Want ek het my telefoonnommer al vir soveel mense uitgegee. So, en die man sê vir my, en hy vra vir my, is jy Dewald? En ek sê vir hom, ja, dit is ek. En hy vertel vir my, dat sy vrou een oggend hier by my gestop het op die hoek, en sy daar stil gehou, en sy het my gevra vir gebed. Nou probeer ek dink, daar het nou al 'n paar vrouens ook al gestop. Nou wat het een van hulle, is dit nou hierdie week, of was dit nou vorige keer gewees? Want daar was 'n vorige keer ook al vrouens gewees. Daar was een wat 'n besigheidsbestuurder was, waarvoor ek moes gebid het. Daar was een gewees wat gaan 'n verwersonderhoud vir wie ek gebid het. So, van watter vrou praat hy nou? Nou, ek weet nou, dit gaan oor 'n vrou wat by my gestop het. Okay? En hy sê vir my, hulle is van vereniging. En onmiddellik toe hulle sê hulle is vereniging, toe dog ek okay, en hy noem ook met dieselfde asem dat hulle by die Valdam bly. Toe weet ek nou wie die vrou is wat by my was, en ek weet nou met wie ek te doen. So, en dit is nou haar man. En die man se naam is ook Jay. Nou, hy begin met 'n ja. So, ek het vir Jay van Boksburg, ek het Jay hier van Pretoria, ek het Jay daar van vereniging, en ek het vir Jay ook wat hier ingeskakel is. So ja, en ek noem hom sommer vir Jay van vereniging. So ja, so dis wat ek hom noem. So, en Jay sê vir my, die rede vir sy oproep vir hierdie aand is, hy wil graag net by my hoor, of ek dalk saam met hulle na die Mighty Man Conference toe gaan. Niemand weet ek het gebid daarvoor nie. Luister nou. Dus ek wil vir jou sê, dit was 'n goddelike afspraak. God het daai afspraak gereël. Nou bring die Here hierdie man, en hy vra vir my, wil ek saam met hulle na die Mighty Man Conference toe gaan? Kyk nou wat sê hy. Hy sê vir my, wat daar op Oom Angus se plaas is, was dit nie my gebed nie. En hy noem, dat hulle sal vir my betaal. Ek het nou vir die Here gesê, ek het nie eers geld nie. Kyk nou, hy sê hy sal ekstra kosse saamvat. Hy sal ekstra slaapsakke saamvat, ekstra tent saamvat. Wow, ek het nou vir die Here gesê, ek het nie slaapgoed nie, ons het dit nie breed nie, en kyk nou hoe die Here, dis kon ek vir jou sê, dit was 'n goddelike afspraak. God het dit gereël. En nou vra hy vir my, en hy sê vir my, hulle sal vir my betaal, ekstra kosse vat, slaapsak gee, ekstra tent saamvat. Al wat ek moet doen is om net saam met hulle te gaan.
Dit is al. En prys die Here. Ek hoef niks saam te vat behalwe my klere nie. So, sy van vereniging sê ook dat hy sal my kom optel. Luister nou, hy sal my kom optel en my weer kom aflaai. Hy gaan my kom haal. En hy gaan my kom aflaai. Prys die Here, man. Ek luister na hierdie man aan die ander kant van hierdie foon. Ek kan my eie ore nie glo wat ek hoor nie. Goeienaand, vriendskap kos niks nie. Goeienaand aan julle ook, welkom julle ook vanaand hierso by Kom Saam, ek is besig om te getuig. En nou sê hy vir my, sal my kom aflaai ook, en ek sê, en terwyl ek hierdie dinge hoor, dit is, Here, hoor ek reg, is dit my, praat hierdie man nou die regte dinge. Ja, en jy weet, ek kan nie vir jou beskryf hoe voel 'n mens nie. Maar ek kan my eie ore nie glo nie. Want dit is net ongelooflik. Dit is net om te weet, dinge waarmee ek met die Here gepraat het, en hier antwoord die Here my. Dit was nie maande daarna nie, dit was 'n paar dae na my gebed gewees wat dit gebeur het. En ek kan myself nie keer nie, terwyl ek hier met die man op die telefoon is, en ek hoor al hierdie dinge, begin ek net trane van blydskap en vreugde kry, want dit is my God. Dit is die God wat ek dien, dis die God wat antwoord, dis die God waarvan ek lees wat in die woord van die Here. Dis hoe God werk. En dit is hoe God vir my wil voorsien om te sê, ek gee vir jou af, ek betaal vir jou, jy kan afgaan, ek reël vir jou die slaapplek, ek reël vir jou alles, al wat jy moet doen, jy moet net gaan. Gaan nie dit. Hulle bring jou nog terug ook, jy hoef nie eens te bestuur nie. Prys die Here, mense, dit is hoe God dit gereël het. Dit is, ja, dis bo my verwagting gewees. Ok, hierdie was 'n gebed wat beantwoord is, en my hart op daai oomblik is so oorweldig, so overwhelmed, dat ek nie anders kan as om trane te stort nie, van blydskap nie, trane van vreugde, en oor wat die Here nou hier gedoen het. En jy weet, wanneer die Here daai dinge gedoen het, dan word die mense trane groter. En wanneer jou trane groter word, die sluise van die Valdam kan dit nie eens keer nie, man. Dan begin dit net oorspoel. En as dit begin oorspoel, dan begin dit nie so hardloop. So ja, dis maar wanneer die sluise geopen is van die Valdam. Prys die Here daarvoor. Yes, en jy weet, in my trane word al meer van dankbaarheid, van God het geantwoord. Hierdie man is nog op die telefoon. Ek wil skree, maar ek kan nie skree nie. Ja, ek wil jubel, ek wil in die lug spring, ek wil op en af spring van blydskap, maar ek kan nie, want die Here hou my in toom. Die Here hou my in toom, want ek is nog in gesprek met hierdie man. En binne my hart sê my hart net vir my, ja, ek wil saam, hoor jy, ek wil saam. Jy hoef my nie eers te vra nie, ek is klaar in. So ja, hy het my nog nie eens gevra nie, maar my hart sê al klaar, luister jy, ek gaan saam. En net die gedagte is dat ek saam met die manne gaan wees, saam met die goddelike ontmoeting gaan wees, saam met die duisende manne gaan wees, wat in 1 uur voor die almagtige God, hulle hande in die lug gaan sit, en hulle knie gaan buig, en ek gaan saam wees, en dis waarna ek uitsien, en ek gaan saam met die manne kan wees, prys die Heer, en hierdie jaar sal ek ook deel kan wees, van wat
van wat die Here gaan doen op die plaas. So vir my was dit was die verwagting wat ek gehad het. Dis wat ek na uitgesien het wat in 2009 op die plaas gaan gebeur en hoe ek uitgesien het om saam met die manne daar te wees. Dit was ook my eerste keer wat ek op hierdie Mighty Man Conference, die vorige jaar 2008 het ek net gelees van dit in die Sondagrapport en ja, en toe het ek al vir die Here gesê, die volgende een wil ek graag daar wees, maar ek het nog nie 'n gebed gemaak nie, totdat hierdie nuwe jaar aangebreek het, en ek toe gehoor het daarvan, en toe begin ek bid, en toe ek nou bid, maak die Here die weg oop. So, God maak die plan. Dit was my gebed gewees, elke oggend wat ek gevra het, die Here het my geantwoord, ek wil saam met die manne daar wees, ek wil deel wees, ek wil saam met die magdom van manne, wil ek die Here loof en prys. Hallo, Eileen, jy het lanklaas gesien, welkom jy vanaand hier so by, kom saam voel vry, voel deel van die program, en ek gaan deel wees van hy, en dis waarna ek uitsien. En nou intussen is ek nog steeds op die foon met die Here hier besig, en ek is hier besig binne myself, en ek is besig om nog net te luister wat sê hierdie man alles, wat die reëlings is, wat ek en alles, en het hy met die vorige aand gaan kom haal, en dan sal ons die volgende oggend deur hy maar daar is van sy huis af deur, so hy gaan met die vorige aand al kom haal, so, en ek hoor al die reëlings wat hy so opnoem, en ewe skielik, terwyl ek nog so besig is met my gedagtes en met die Here en met alles wat so voor my as deur my flits kom hy en hy vra vir my, luisterie, wil jy saam? En ek dis nie dat ek hom nie wou antwoord nie. Ek kon net nie 'n woord uitkry nie. En hy vra vir die tweede keer, wil jy saam? En toe hy my vir die tweede keer praat, toe sê ek vir hom, luister jy, ek gaan saam. Ek gaan saam. Nou ja, so, en ja, vir my gaan dit 'n ervaring wees daaronder, dis waarna ek uitsien, en dit was ook nie lank nadat ek gesê het, ek gaan saam net, toe sê vir my, ok, hy sal my op hoogte hou, hy sal weer my kontak maak, en toe sit hy die foon neer. So, nou begin die sports. Nadat hy die oproep neergesit het, spring ek op en af in die huis, in die kamer, van vreugde, van blydskap, van opgewondenheid. Die Here Jesus het 'n wonderwerk gedoen. Dis hoe ek voel. Die Here het my geantwoord. Ek loof en prys hom, ek huil, ek doen alles deur mekaar. Ek sê, Here, U is koning, julle ken my, ek sê dit baie keer op die lig. U leef vir ewig en vir altyd en vir meer. En vir my is die oomblik saam met die Here vir my meer as 'n werklikheid. Want dit is meer in God saam met die Here. En ja, en ek sê daar, Here, U het dit nou weer gedoen. Halleluja. Want net God kan dit doen. Ja. Jy weet, 'n mens bid. 'n Mens sien nie altyd die dinge hoe die Here dinge mekaar skuif nie, maar hier kon ek dit sien. Hoe skuif die Here daardie vrou deur gebruik haar man, hy betaal vir alles, hulle koop kos en alles word gereël. Uit God se hand uit word alles vir my gereël. En dit is goddelik. Daarom eer en verheerlik ek die Here. Om vir jou net idee te gee, ek hoef nie eens petrol om te betaal, die Here betaal daai man om my af te vat. Die Here
betaal hy man geld. Die Here gee vir hom geld, dat hy my nog moet gaan voer ook, en hy my slaapplek gee, en ek moet lekker eet daarso, en hy my nog terugbring ook, en my by die huis kom aflaai, en dit uit God se beursie uit, dit uit God se hand uit. Dit kan ook vir jou iets kleins, of klink of dit iets kleins, vir my is dit, wow, ek het dit nie. Ek het nie eens 'n R10 nie, wat nog van wat nog van petrol om af te gaan. Hier betaal die Here. Nie net eers die petrol nie, wat nog van die tolhekke. So almal weet van die tolhekke ook nog. So ja, en ek hoef nie eens te worry oor 'n kar om af te ry nie. Ek het nie 'n paaiement om te betaal nie, maar gaan. Prys die Here wat daai een. Halleluja. En nou is ek opgewonde oor hierdie naweek wat ek kan weggaan. En dit is hier binne met my. Dis hier binne my en al wat ek weet, dit gaan 'n goddelike ding wees op die plaas. Want as God dit al self begin reël het hier vir my, hoe gaan dit eindig? So jy kan by jouself dink, hoe gaan 2009 se Mighty Man eindig? Want God, dit gaan 'n goddelike naweek wees, wat God self gereël het. En ek hou dit aan sê, God self, daai naweek het, net om vir jou idee te gee, die Here het nog oom Angus ook uitgehaal oor daai naweek. Kan jy onthou, hy het gesê hy het 'n hartaanval gehad. Die Here het hom weggevat want dit was 'n goddelike afspraak, was 'n goddelike oomblik. En yes, so God reël als behoorlik, en hy reël nie daai naweek nie, hy reël ook dat ek kan deel wees van daai naweek. En dis waaroor dit overwhelmed is. Dis hoekom ek oorweldig is, vreugdevol is, en my siel kan nie tot rus te kom nie. Dit gaan 'n naweek saam met die Here wees. En in die Here wees, saam met die Here, in die Here, vir die Here. Halleluja, prys net die Here man. Nou begin hierdie hart van my hardloop. Nou moet jy mooi luister. Hy los hierdie liggaam net hierso en hy begin hardloop. Nou hardloop hierdie hart, want hy's nou bly. Nou agterna sleep hy sommer die gedagtes ook van my saam met hom. Nou begin my gedagtes ook hardloop, maar die liggaam bly hierso. Nou hardloop my hart en my gedagtes om by daai plaas te wil wees. En maat, en kyk, ek sal vir jou sê, as dit gebeur, dan kan ek jou waarborg, ek slaap nie vanaand nie. Wanneer my hart en my gedagtes begin hardloop. En nou, want die een probeer vinniger hardloop as die ander. En agterna, dan kom die bloed ook nog agterna. En as die bloed eers begin inskop, maar dan is hy walwyd wakker. So, en as dit gebeur, dan weet ek nie, luister, moet ek God nou al die eer gee, of moet ek hom eers aanbid nie? Moet ek nou net hier bly stil staan? Ek het nie gedagtes wat wil saamwerk of my sê, doen dit. My gedagtes sy eie way en my hart het sy eie way. Ja, dit is al twee verskillende rigtings en dis net ek wat hier so staan en nou sukkel ek om myself by mekaar te kry. En ek weet nie wat om te doen nie. Vir my voel dit of ek die mekaar is. Want my gedagtes wil nie inspan nie. My gedagtes wil nie saam met my werk nie. So ja, ek is nie eers moeg nie. Maar hou net aan hardloop. Elkeen in sy eie rigting. So dit is vir 'n hele paar minute was ek so na die oproep was ek so, kan ek sê, in 'n dwaal gewees. Nee, ja. Want ek moes myself vir myself sê, luisterie, loop uit. Onthou ons bly in 'n RDP huisie. Loop uit. Gaan skree net buite. Raak bly buite. Jubel. Doen net iets. Om net weer jouself te wil wees. So ja, en vandag het ek uitgeloop, ek het daar buite gaan staan en ek het geskreeu van blydskap en ek het 'n bietjie vars lig gekry, bietjie buite gestaan, toe die Here geloof en prys daar buite. Ja, toe kon ek die Here begin aanbid het en goed. En nou ja, toe het ek in die huis ingekom en nadat ek in die huis ingekom het,
Het ek nou net begin rustig raak, bietjie gaan sit op die stoel en net begin sê, Here, wow, en soos wat ek sê, wow, begin die gedagtes weer hardloop. Ons gaan plaas toe. Begin die gedagtes hardloop. En dinge wil nie stop nie. Ja, so, en dis toe wat ek het ook met Annetjie gedeel het daai tyd, is van die oproep wat ingekom het. So ja. Nou ja, die Here is koning, en hy's koning, en dit is die Jesus wat ek dien. Dis die Here Jesus wat ek in my lewe wil. Dis hoe ek gesê het in die dag toe ek bekering gekom het, en ek sê dit baie keer in my preke, en ek sê dit baie keer in my boodskappe, sê ek wil nie hoor van 'n God nie. Die God wat ek wil hê, of wat ek dien, moet aktief wees in my lewe, in my oggend, in my middag, en in my aand. Hy moet aktief wees in my lewe, dat ek die hand van hom kan sien. En dit is hoe God vir my deurkom. So ek gaan nou tot hierso toe getuig. Ek gaan nou hierso stop vir 'n oomblik. En julle sal nou volgende week moet kom luister wat toe hierna gebeur. Wat baie dinge daarna gebeur en goed. Onthou die Here nog soos met die kerk open. Ek het gesê na Paasnaweek, daai dinge moet nogals gebeur, dat ander dinge intussen gebeur. So kom luister hom weer. So van my kant af gaan ek dan nou 'n song speel en julle moet hom nou geniet en ja, dis 'n pad wat ek gestap het met die, of nog steeds stap met die Here. Ja, prys die Here, en ek sal net vir jou sê, 'n mens kan nie 'n fout maak as jy die Here regtig dien nie. God is meer as 'n werklikheid. En daarom is hierdie songs, Here, ek verlang na U. Here, leer my meer van U. So belangrik, want dis die wy wat God met my stap. Die Here praat met my deur songs, die Here praat met my deur 'n woord, na bemoediging. Die Here praat met my deur mense, hy praat met my deur in die natuur. Deur die winde wat waai. Baie keer sit ek buitekant, hou ek die bome dop. Jesaja sê vir ons, die bome sal voor ons uitgaan, en hulle sal hande klap. Kyk 'n bietjie na die bome as die wind waai, hoe klap hulle hande, hoe aanbid 'n boom die Here buig hom, laat hy moet hande klap. Prys die Here. Mense, ek gaan nou uitspeel met die song, en dan gaan ek prys die Here. Amen. As U spreek my God, help my om ooit te hoor.
dankie sê vir 'n God soos U wat 'n waardige God is, 'n werklikheid is. En Here, dankie dat ek kan getuig daarvan. En Here, dankie dat ek dit kan deel met my broers en susters. Here, my hart gaan so uit vir ons mense in Jesus naam. Nou net 'n verhouding met U kan hê in die naam van Jesus Christus. My verlang na U, om U dieper te ken. Bring my nou nader aan U, o my God. Leer my U dieper ken. Ek wil U dieper ken. Leer my U dieper ken, o Here, my God. My verlang na U, om U dieper te ken. Bring my nou nader aan U, o my God. Leer my U dieper ken. Ek wil U dieper ken. Leer my U dieper ken, o Here, my God. Prys die Here. Leer my U dieper ken, o Here, my God. Amen. Leer my U dieper ken, o Here, my God. Amen, prys die Here. Hemelvader, ek kan net dankie sê vir die getuienis wat ek weer vanaand kan getuig van U goedheid, U guns, U genade, U leiding, U liefde, U vrede, U vreugde en U blydskap. Here, dankie Here, dat ek vanaand dit kan deel met my broers en susters, my vriende, Here. Here Vader, en ek bid so Here, dat hierdie getuienisse impak in mense se lewens sal hê. Dat mense 'n verhouding met U sal hê, om ook te sê Here, dat U vir my 'n God sal wees en 'n werklikheid sal wees. En Here, dis my begeerte. Dis my begeerte dat hulle nader na U kom en U ook kan vertrou completely, Here. Here Vader, daarom Here bid ek, daarom getuig ek en daarom vra ek U, Here, laat hierdie getuienis wyd in suidhardloop, laat dit uitkom by die mense wat dit moet uitkom, en hulle wat nie ingeskakel is op Facebook nie, laat dit op YouTube sal wees, en laat hulle daarna sal luister, want ek laai dit ook op die YouTube, asseblief Here. Seën dit in Jesus naam. Seën hierdie getuienis in die magtige naam van Jesus Christus. Dankie Here. Dat dit sal wees tot eer van God Abba Vader in Jesus naam, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Prys die Here. Mense, dankie dat julle ingeskakel was. Dankie dat julle vanaand hier by my was. Dankie dat ek kan getuig het. En onthou môre aand loop en prys ons die Here weer. So ja. Wees geseën, wees gegroet. En onthou Saterdag aand het ons kies 'n nommer tussen 7 en 9. So ja, jy moet kom luister. Dit is nogal lekker. Prys die Here. En dan gaan ek nou sê shalom julle tot môre toe. 'n Geseënde, mooi, wonderlike aand en groot liefde vir julle in Jesus naam. Shalom julle. Father in heaven, hallowed be thy name. Let thy kingdom come, let thy will be done, as on earth, so as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass
us against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. En op daai noot van amen gaan ek nou sê, Shalom, goeienaand